Goeienaand, hartlik welkom hier by GKR wat steeds as 'n huisgesin van God saam vergader. Dankbaar vir die tegnologie wat die Here vir ons gee en ook diegene wat al die tegniese dinge vir ons hanteer. Onthou, jy kan jou YouTube so instel vir laer of hoër kwaliteit afhangende van hoeveel data jy tot jou beskikking het. As jy meer inligting van hierdie gemeente van die Here wil bekom, gaan na ons webblad www.gkrandburg.org.za. Ons wil graag vir Johan Loggenberg opdra aan die Here. Hy het die afgelope week 'n groot nieroperasie ondergaan. Is ongelukkig nog nie klaar nie, want hierdie Dinsdag moet daar nog 'n operasie uitgevoer word. Die ander nier het ook 'n baie groot niersteen. Baie sterkte Johan in hierdie tyd van herstel. En ook die behandeling wat later moet volg, die chemoterapie, die bestraling wat nou nog uitgewerk moet word na die breingewas wat verwyder is. En Marie Pietersen se gesondheid werk ook baie kommer, sy gaan baie agteruit. Sy ontvang nou 2 keer per week dialyse. Bid asseblief vir tannie Marie, dat die Here haar sal vashou en seën ook in hierdie tyd. Gelukwense, Johan Koekeboer en Rian Kemp verjaar vandag. Hartlik geluk hoor. En dan Woensdag verjaar tannie Annette Kreer en tannie Maria Makram. En Donderdag verjaar oom Jan Kreer en tannie Santi Venter. Mag die Here aan elkeen van julle wat dan 'n verjaar vandag en in die week, julle 'n mooi lewensjaar ook skenk en julle dra in elke dag in en uit, dat julle in sy voetspore kan stap. Dan wil ons ook graag die 3de uitgawe van ons goeie nuus met julle deel. Ons is dankbaar vir lidmate wat aangemeld het om ons geloofsgemeenskap en GKR te dien deur lidmate te kontak in hierdie uitdagende tye. Onthou julle is steeds welkom om hulp en ondersteuning aan te bied en ook aan te vra. Kontak vir Ila en Erna by ons kerkkantoor. Wat lidmate het ook gereageer op die versoek vir brei en hekelgoed vir die vroue wat in die middestad se mes shelter bly en serpe en misse vir die winter brei. Hierdie vroue is ontsettend dankbaar vir julle bydrae. Baie dankie. Wat ons elektroniese uitsendings betref, wys die statistieke dat 15% van die besoeke aan ons YouTube kanaal uit ander dele van die wêreld is en 85% hier vanuit Suid-Afrika. In Diepsloot gaan Dr. Kwena weer hierdie week kospakkies versprei met die geld wat vanaf ons gemeente dan nou bekom is en geskenk is. Om so 'n kospakkie bymekaar te sit, kos ongeveer R250. Baie dankie vir almal wat so ruim bygedra het en wat dink aan ander mense, verskillende plekke wat regtig swaar kry. Ons dank die Here dat lidmate ook hulle dankbaarheid toon deur hul dankoffers by te dra. Ons wil hulle egter ook verder aanmoedig om getrou hierin te bly, sodat die koninkrykswerk in en vanuit GK Randburg kan voortgaan. April maand se dankoffers was egter R70.000 minder as Maart maand gewees. Onthou asseblief ook dat ons Imeriti landwyd afhanklik is van die Imeritatsfonds wat befonds word uit ramings wat vanuit die verskillende kerke oorbetaal word. Volgens die GKSA Admin-bureau blyk dit dat die uitbetalings in die afgelope tyd die inkomste oorskry. Dit is omtrent maandeliks R1 miljoen in ons afgetrede dominees en hulle gades te versorg. Ons is ook dankbaar dat die bydraes vir die diens van barmhartigheid so mooi ook gegee word. Die gemiddeld per week is R46.000. Fantasties. Baie dankie hiervoor. So vervolg ons medegelowiges in ons gemeente en in ons omgewing. Ons bid dat die Here julle verder sal dra ook in sy genade genoeg sal wees. Ons verklaar ons afhanklikheid teenoor die Here met hierdie woorde. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Amen. Aan die gemeente van God in Randburg, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan hom te behoort, en verder aan almal, waar hulle ook al mag wees, by die naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met Skrifbreuke 1-3 verse 1 en
6. Skrifbereiding 1-3, verse 1 en 6. Kom ons bid nou saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir hierdie Sondag wat U vir ons gee. Vandag die tweede keer wat ons die voorreg het om saam U naam aan te roep. En saam teenwoordig te wees op hierdie besondere manier. So dankie dat U ons die vorige week so gedra het, dat U ons geseën het. Dankie vir die liefde. Ons bid dat U ons vanaand ook nou sal lei. Dat ons U woord kan hoor, kan verstaan, dit kan indrink en dit kan uitleef. Ons dankie dat U ons so lief het, dat U ons juist versorg en dra elke oomblik. Ons bid hierdie gebed in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sing nou Psalm 43, die 3de vers. En die Here uit hemelse geweste, U lig en waarheid neer op my. Liewe broeder en susters en vriende, sukkel jy ook gedurig so met jou tekortkominge en jou sondes? Net as jy dink, dit gaan beter met jou, in jou gedagtes, en wat jy sê, en wat jy doen, dan gly jy maar weer, nog 'n keer. Of, as jy ook maar onseker oor hoe om die troostvolle boodskap van die evangelie van Christus aan iemand wat twyfel te gaan vertel, of nog moeiliker, om aan iemand wat glad nie in God glo nie, te gaan vertel. Vriende, ek en jy is die enigste wat so voel. Eintlik gaan elke Christen deur hierdie donker tye, moeilike tye. Daarom gee die Here God aan ons sy woord, die Bybel. En daarom gee hy sy Heilige Gees, om in ons te kom woon en ons te lei, om te kan glo, om te kan groei in ons geloof. En daarom gee hy mense, om ander mense te gaan troos, om ander mense te gaan aanmoedig, en ook aan te spreek en op te roep, op 'n keer. Deur die eeue heen het Christene hiermee gestoei, waarom ons nou stoei. En daarom
het die Heilige Gees die kerk van Christus gelei om uit die Bybel uit opsommings te maak oor wat die belangrike punte is, die hoofleer is van ons Christelike geloof in God drie-enig Vader, Seun en Heilige Gees. Nou hierdie opsommings vind ons in belydenisskrifte. 'n Belydenisskrif is niks anders as 'n naspreek van wat die Here vir ons gee in die Bybel, uit die Bybel. En een van hierdie naspreekdokumente, belydenisskrifte, is die Heidelbergse Katekismus, wat met vrae en antwoorde vir ons help om die evangelie, die blye boodskap te verstaan, dis dit self te verstaan en aan te leer en dan oor te dra. Dit is 'n boodskap van troos, 'n troos vir ons en die hele mensdom. Ons het die voorreg om weer aan die hand van die katekismus gevoed, geleer en getroos te word, sodat ons mekaar as gelowiges kan aanspoor en om met vrymoedigheid ander mense van Jesus Christus te kan vertel. Nou die tema van hierdie preekreeks aan die hand van die katekismus is om getroos te leef. Dis die hele reeks se tema en boodskap, om getroos te leef. Nou kinders, in die katekismus is dit so dat ons 3 dele het. En daar's 3 kernwoorde wat ons moet onthou. Kyk bietjie wat sien jy raak. Wat is daardie 3 woorde wat onderstreep is? Ja, dis sonde, verlossing en dankbaarheid. Sonde is dit wat verkeerd is, wat in jou lewe nie reg is nie. Ons moet besef wat dit is. Ons moet leer. En dan die tweede deel van hierdie katekismus indeling is die verlossing van ons as mense, juis van hierdie sonde. Maar dit gaan nie bloot oor die feit dat ek verlos word nie, maar hoe ek verlos word. En dan die derde deel van hierdie katekismus gaan oor dankbaarheid, want ons is mos ontsettend dankbaar vir hierdie verlossing wat ons ontvang van God. So dankbaarheid. En die katekismus begin die hoofboodskap van die Bybel met spesifieke vrae en antwoorde. Die vraag, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dan kom die antwoord, my enigste troos in lewe en sterwe is dat ek behoort aan my getroue verlosser. Ons behoort aan ons getroue verlosser. Die ding is net dat ten spyte van hierdie troos, ek en jy en alle mense, dat ons vasgevang word in die greep van sonde en ongehoorsaamheid teen ons almagtige God. So redding is verskriklik nodig, redding van hierdie sondes. Ons moet dit ontvang. En iemand moet kom om ons te verlos. Iemand moet die straf op ons sondes en ons ongehoorsaamheid. Iemand moet dit kom dra en betaal. Nou verlede Sondag toe die Shaal gepreek het hy die boodskap kom gee van redding deur betaling. Dit was Sondag 5 wat daarmee begin het. En vanaand volg dit hierop verder uit, volg dit voort. Vanaand gaan ons met Sondag 6 juist die boodskap gee wat dit uitbrei. Redding deur betaling word slegs ontvang deur die middelaar wat waarlik mens en waarlik God is, Jesus Christus. Redding deur betaling word slegs ontvang deur die middelaar wat waarlik God en mens is, Jesus Christus. Maar kom ons lees nou hierdie gedeelte. Daar is baie wat ons kan lees, maar vanaand gaan ons net 1 Timoteus 2 vers 1 tot 7 lees. En ons gaan in die woordbediening en verklaring gaan ons verwys na verskeie ander teksgedeeltes. Kom ons lees nou 1 Timoteus 2 vers 1 tot 6. Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkomme toewyding aan God en in alle eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Daar is immers net een God en daar is net een middelaar tussen God en die mense. Die mens Christus Jesus, wat homself as 'n losprys vir almal gegee het. Dit was op die bestemde tyd die bewys van die bedoeling van God. Met die oog hierop is ek aangestel as prediker en apostel, om 'n leraar, as 'n leraar om die heidene nasies te onderrig in die boodskap van die geloof en die waarheid. Ek praat die waarheid, ek lieg nie. Dit is die Here se woord, ons lees tot sover.
Broer en suster, vriende, vanaand hoor ons, lees ons, dat ons het 'n middelaar nodig. Maar wat is die betekenis van 'n middelaar? Letterlik beteken dit dat iemand in die middel moet staan tussen twee verskillende partye. Partye wat in botsing kom. Die taak van hierdie middelaar is om dan hierdie twee partye, om hulle by mekaar uit te bring en uit te klaar wat hierdie konflik veroorsaak. Bring dan versoening tussen hierdie twee partye. Nou so het ons 'n middelaar nodig, om ons as sondaarmense met die almagtige God te versoen. Broer, suster en vriende, vanaand hoor ons dat ons 'n middelaar nodig het. Maar wat is die betekenis van middelaar? Letterlik beteken dit dat die middelaar in die middel staan tussen twee verskillende partye wat in botsing is met mekaar. En sy taak is om die konflik wat daar bestaan tussen die twee partye, om dit uit te klaar en om hulle by mekaar uit te bring. Daar moet versoening kom, sodat daar weer vrede kan wees. Nou so het ons, ek en jy, 'n middelaar nodig om ons as sondaarmense met God almagtig weer te versoen. Nou, hierdie middelaar waarvan die Bybel ons leer, hy moet voldoen aan twee vereistes. En die katekismes help ons hiermee uit die Bybel uit. Nou, hierdie twee vereistes is, die middelaar moet 'n ware en regverdige mens wees, dis die eerste ene, en die tweede ene is terselfdertyd moet hy ook ware God wees. Nou, katekismes vraag en antwoorde 15, 16 en 17 vat ons aan die hand om dit te verstaan. Nou, die eerste vraag vir ons as mense, as alle mense is, dan verseker, waarom moet ons middelaar en verlosser 'n ware mens wees? Kom ons probeer dit te antwoord deur nog 'n vraag te vra en dit te antwoord. Wie pleeg die sonde teen God? Adam en Eva was mos die eerste mense wat deur God geskape is, en hulle was ook die eerste mense wat teen God gesondig het, nie waar nie? God het mos vir hulle gesê, as jy van daardie vrug in die middel van daardie tuin eet, dan sal jy sekerlik sterwe. Die oomblik toe Adam en Eva van daardie vrug geëet het, onder versoeking van Satan, het die sondeval plaasgevind. En daai vonnis van sekerlik sterwe moes voltrek word. En dit beteken dat die verhouding wat daar is tussen God en mens, dat dit gebreek is. Die gevolge hiervan is, soos wat Jesegiel 18 vers 4 sê, is dat die siel wat sondig moet sterwe. My broer en suster en vriende, vra jouself nou af, is ek sonder sonde, sodat ek nie hoef te sterf nie? Ek weet nie van jou nie, maar ek is beslis nie sonder sonde nie. Tot my skande moet ek dit sê. Ek is dus net soos Adam en Eva, self ook die oorsaak dat ek skuldig voor God is, en dat ek sy straf verdien, ja, die straf van die ewige dood. En geliefdes, die kern oor die ware mensheid van die middelaar is dat die mens die sonde gedoen het, en die mens moet na sy ware menslike natuur, na sy mensheid, die prys betaal. Die prys waarmee betaal moet word, om van ewige dood te ontkom, is die dood van 'n gewone mens, soos ek en jy. Maar, broeder en suster en vriende, dit is presies die krisis waarmee ons sit. Want, soos die katekismes dit duidelik maak, die mens wat self sondaar is, kan nie vir 'n ander betaal. Nie vir homself nie, en nie vir 'n ander nie. En dit bring ons nou by die volgende vraag, wat gaan oor hierdie eerste vereiste van die middelaar. Ons het gesê, hierdie middelaar moet 'n ware mens wees, maar nou kom dit by, hier word gesê dat hy moet 'n regverdige mens wees. Hoekom? Waarom moet hy 'n regverdige mens wees? Kyk 'n bietjie mooi, wat beteken dit, dat iemand regverdig is? As ons dink aan iemand wat regverdig is, dan dink ons aan 'n persoon wat onpartydig is, wat iemand voortrek nie, nee. Maar dit is nie die betekenis wat hier na vore kom uit die Bybel uit nie. Kinders, 'n maklike manier om te verstaan wat regverdig beteken, is om die woord te gaan neerskryf. En dan gaan kyk jy, wat is die kernwoordjie? Sien jy? Dit is reg. 'n regverdige persoon doen net die regte dinge.
dus geen verkeerde dinge. Is jy so iemand? Of ken jy iemand wat 100% altyd net alles reg doen? Ek is nie so iemand nie, en ek ken ook geen gewone mens wat so is nie. En dis juist die probleem, dis die krisis. En nie net van nou af nie, nog altyd, soos ons gesê het van Adam en Eva se tyd. Die Ou Testament is vol daarvan, die Nuwe Testament is vol daarvan. In die Nuwe Testament is ook die boek Hebreërs wat veral terugverwys na die Ou Testament. Daar in die Ou Testamentiese tyd was daar priesters wat gereeld offers in die tempel moes gaan bring. En hierdie offers was 'n tydelike betaling van die sondeskuld. Maar die priester wat daar die offer moes bring, moes eers vir homself gaan 'n offer bring, om versoening te bring vir sy eie sondes. En daarna kon hy gaan en die offers bring vir die volk, of namens die volk. Jy sien, dis die probleem. Dis die krisis. Tydelike offers in die Ou Testamentiese tyd. Tydelike offers vir sondeskuld. Geen permanente waarde nie. En dit is presies wat hier in Hebreërs 7 vers 26 gesê word van 'n regverdige mens. Hierdie regverdige mens moet heilig wees, onskuldig wees, onbesmet wees, en iemand wat nie eers vir sy eie sondes 'n offer moet gaan bring, voordat hy offers vir ander mense, namens ander mense bring. Hy moet heilig wees. Hierdie heilig wees beteken dat iemand in totaliteit afgesonder word om hierdie offerskuld te betaal, en dat hy bestem is vir hierdie taak van verlosser wees. Is ek en jy so iemand wat geheel en al regverdig is, heilig is, wat so afgesonder is, wat kwalifiseer, wat 100% regverdig is, om die middelaarstaak te kom doen? Glad nie. Ons is nie onskuldig nie, ons is nie sonder sondes nie. Inteendeel, daar so baie dinge. So 'n middelaar, 'n ware middelaar moet 'n werklike mens wees, maar ook 'n regverdige mens. Maar ons het 'n krisis. Waar vind ons so iemand? Nou die tweede vereiste wat ons leer oor 'n ware middelaar is dat hy ook waarlik God moet wees. Nou, tipies soos 4-jarige kinders wat baie vrae vra, kom ek en jy ook vanaand en ons vra, waarom? Waarom moet hierdie middelaar werklik God wees? Nou gelukkig help die katekismes ons met 'n antwoord. En die antwoord is om deur die krag van sy godheid, die las van die toring van God aan sy mensheid te kom dra en vir ons die geregtigheid in die lewe te kan verwerf en terug te gee. Jy sien, groot vraag is, kan enige gewone mens besluit, hy gaan nou namens iemand anders sterf, of namens homself sterf, om weer uit die doodheid op te staan? Kan dit? Dit is nie moontlik nie, né? En na in 1 vers 6 kom juist hierdie vraag, wie kan bly staan oor sy woede? Wie kan sy gloeiende toorn weerstaan? Die antwoord is nee. Geen gewone mens kan God se woede, sy kwaad wees oor die sonde, as mens kom dra nie, op hom of haar neem nie. Dit is die rede hoekom ons verlosser middelaar ook waarlik God moet wees. Hierdie middelaar moet as mens sterf, maar deur sy goddelike krag moet hy uit die doodheid opstaan. Hy moet dus weer lewendig word, die dood oorwin, die Satan oorwin, die sonde oorwin. Nou so vat ons middelaar God se woede weg en gee in die plek daarvan vreugde en blydskap. Jesaja 53 verse 4, 11 en 5 verkondig juist dit aan ons. In die Ou Testament word hier 'n belofte gemaak van 'n ware verlosser. Hierdie middelaar wat sal kom. Daar staan nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte weet hy gedra. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Sien jy, regverdig, die een wat reg doen, wat alles reg maak, regverdig maak. En dan vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hoor jy hoe
die verlosser middelaar moes ly. Hy moes die vloekdood aan die kruis sterf. Met spykers moes hy deurboor word en na kaal en openbaar aan 'n kruis opgehuis word. Hy was verag deur mense. Hierdie middelaar is God en mens in een persoon verenig. Ons kwalifiseer glad nie hiervoor nie. En wie? Nou is die vraag, wie? Wie is die middelaar? En hoe weet ons dit? Katekismes vraag en antwoord 18 en 19 help ons hiermee. Ons weet uit die Bybel. Ons weet uit die Bybel, en onder leiding van die Heilige Gees, wie dit is. Luister die Ou Testament na Jesaja 9 vers 5 ook verder, waar daar gesê is, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. In die Nuwe Testament, in Hans se kernverse, fokusvers, wat alles saamtrek, is 1 Timoteus 2 verse 5 en 6. Kyk saam met my weer, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Hoor jy? Daar is net een God en een middelaar tussen God en die mense. Hy is die heilige, die regverdige persoon, Jesus Christus. Ja, Jesus Christus het soos Hebreërs 7 vers 26 en 27 dit verkondig, as die hoëpriester gekom. Hy het dit nie nodig gehad om elke dag vir sy eie sonde iets te gaan offer nie, want hy het nie sonde gehad nie. Hy is sondeloos. Geheel en al onskuldig. Hy die onskuldige. Hy kon betaal. Hy was heilig. Hy was afgesonder deur God die Vader. Hy is deur God die Vader gestuur en hy het 'n opdrag vir die Seun gegee. En die opdrag van God die Vader aan sy Seun Jesus Christus was, word waarlik mens, soos alle mense op aarde. Want jy moet met jou lewe betaal vir hulle sondes. God die Vader sê vir Jesus Christus, jy moet die belangrikste hoëpriester wees. Want jy gaan offer. Jy gaan jouself offer. Jy is die offerlam. Deur jou dood red ek my kinders van die dood. Net jy, wat ook waarlik God is, my seun, kan uit die dood uit opstaan. Net jy kan die Satan oorwin en betaal vir my kinders se sondes. God die Vader sê vir Jesus, wees middelaar. Wees middelaar vir my kinders, want ek is ontsettend lief vir hulle. Kom staan hier tussen my, in die middel, tussen my en my kinders. En kom neem daardie sondes weg, verwyder dit. Maak hulle skoon. Versoen my kinders met my. Jy is die middelaar, die enigste middelaar. Dit is wat God die Vader vir Jesus Christus gesê het hy moet wees. En dit was so. Hy het dit kom doen. So broer en suster, hierdie is die allerbeste nuus vir jou en vir my, vir die hele mensdom. Ja, so het ons middelaar, Jesus Christus, ons 'n plek voorberei in die Vaderhuis. Die ewige lewe is klaar gereed gemaak. En ons gaan dit ontvang, dis daar. Dis ons erfenis. Maar baie belangrik, uiters belangrik is, dat ons moet weet vandag, ons verhouding met God, die Vader is herstel deur Jesus Christus. Nou, ons het nou vrede. Nou is ons weer in 'n lewendige verhouding met God. Juist deur Jesus Christus, wat ons middelaarwerk kom doen het. Wat die middelaar is, wat sy werk kom volvoer het. Hy gee vrede. So, broeder, suster en kinders, kom ons lewe vandag en môre soos mense, wat gered is deur betaling, ja, betaling deur ons middelaar Jesus Christus, wat waarlik God en waarlik mens is. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons loof en prys U. Dankie vir U liefde. Ja, dankie dat U
die liefde so groot is, dat U ons nie weggooi nie. En dat U ons baie goed ken en weet, ons kan nie self 'n oplossing gee. Ons kan nie self middelaars werk doen. Ons kan nie gaan self sterf en opstaan in die doodheid vir ons sondes nie. Ons loof en prys U dat U Seun Jesus Christus gekom het om ons middelaar te wees. Here, vanaand ontvang ons ook hierdie boodskap met hartseer en met blydskap. Hartseer moet ons weet dat ons self skuldig is. Dat daar soveel sondes is in ons lewe. Maar met vreugde, dat ons weet, U vat dit weg. U Seun Jesus Christus maak ons skoon. Vader, ons bid dat U ons vanaand ook sal dra, môre, maar juist vandag ook 'n goeie nagrus sal skenk, en dat ons môre met nuwe krag kan opstaan. Al die uitdagings wat daar ook gaan wees, by die huis of by die werk, of waar ook al. Ons bid dat U, ja Vader, uitkoms gee in hierdie grendeltyd. Dat U sal ingryp en vir die mediese kenners wysheid gee om 'n teenmiddel te kan ontwikkel. Om hierdie pandemie, om dit te werk. Vader, ons loof en prys U dat U ons binne dit, ten spyte van al die dinge so dra en versorg. Ons wil ook vanaand bid, dat U met hulle sal wees wat in die hospitale was, of nog weer moet teruggaan, wat die huise herstel. Ons bid dat U met elkeen sal wees wat eensaam is en gespanne is. Dat U self die spanning wegvat. Ons vra dat U ons ook help om bewus te wees van mekaar. Van medegelowiges, huisgesin soos ons as gemeente, maar ook van ons bloedfamilie, van vriende, maar ook van vreemdelinge, mense in die straat waar ons woon, mense wat U op ons pad bring. Gebruik ons in die koninkryk en help ons om hierdie boodskap van versoening te kan oordra en te kan getuig dat Jesus Christus, dat hy waarlik mens geword het, hy wat sondeloos is, dat hy in ons plek gesterf en dat hy redding gee. Ons bid hierdie gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons het nou geleentheid om ons liefdegawes af te dra. Jy kan dit doen deur 'n direkte inbetaling en die bankrekeningnommer wat hier verskaf word, deur SnapScan of met die Zapper. Dit is die applikasies wat jy kan gebruik. Jy kan nou hierdie skyfie dan nou eers pause en hierdie betaling maak. Kom ons loof en prys die Here nou met lied 330 verse 1 en 3. Lied 330 verse 1 en 3. Ontvang nou die Here se seën en gaan ook hierdie week in met vreugde en vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die kragtige werking van die Heilige Gees
sal elke oomblik met jou wees. Amen. Rustige aand verder en mag die Here jou dra in die res van hierdie week. Totsiens.